te van die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondoorgrondelik is sy oordeele en hoe onaanspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here en wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Amen. Dis hierdie God, broers en susters, wat my en jou groet vanmôre. Genade en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here en die Heilige Gees wat vanmôre vir ons vertroos. Kom ons staan en dan sing ons 'n loflied. Prys die Here tot eer van die Here. Moet ons nou ons sondes bely. En dit gaan maar daaroor dat ons in gesprek is eintlik met God, dat u nie in gesprek is met my nie, dat ek is maar net 'n voorganger in hierdie proses waarin u ingekom het en u het stil geword vir die Here, dalk het jy 'n kers kom aansteek en toe die Here jou gegroet deur vir jou te sê jy kan eintlik niks vir my doen nie. Jy kan nie vir my guns bewys nie, jy kan nie vir my raad gee nie. En toe het hy gesê, in dieselfde asem wat hy amper hierdie onverbiddelikheid sê van ek is God, het hy ook vir my en vir jou gesê, maar weet jy, niks kan jou skei van my nie. Of dit honger is, of naaktheid is, benoudheid is, en of dit die dood is, dit maak nie saak nie, niks kan my skei van jou. En mens moet mooi kyk na die woorde hoe jy dit gebruik. En daarom sê ek, niks kan my skei van jou nie. Met ander woorde, niks kan God skei van ons nie. Dis ons wat daai skeiding veroorsaak. Iemand gebruik het nou die dag vir my so mooi, hy sê, as ons 'n loflied sing,
dan moet ons nie sê, let us praise God nie. Maar ons moet sê, let God be praised. Want dit gaan nie regtig oor my lewe nie. Dit gaan regtig eintlik oor God. Maar wanneer ons oor God praat, dan praat ons ook oor onsself. Want God funksioneer nie op homself nie, hy funksioneer deur my. Daarom sê hy, niks kan jou skei van my. En ons het van sonde 'n klompie goed gemaak wat ons as reëls wil sê. Ek het hierdie week gesondig. Ek het hierdie week verkeerd gedoen. Ek het nou weer gehoor van mense wat op 'n stadium gesê het, ja, maar dis as gevolg van die verlede wat dit en dit en dit met jou gebeur. Dis omdat jy daar dit en dit en dit gedoen het. Of omdat jou lewe nie reg was nie, of omdat jou ma ek sê die grootste klomp nonsens. Van 'n vloeklyn wat in jou familie loop. Dan gebeur goed met jou. En dan het ons 'n lysie gemaak en gesê, maar omdat ek pornografie kyk en omdat ek daai aand gedrink het, nou moet ek die Here bely. Maar wanneer jy na Genesis 1 tot 11 kyk wat ons verlede week gedoen het, dan gaan Genesis 1 tot en met 11 gaan daaroor dat ek en jy wil eintlik God van die troon af hê. Ons is reg en ons wil besluit. En dis sonde. Dis hoekom die Here sê, moenie so wees nie. So as ek vanmôre met jou gesels, dan worstel ek self daarmee, deur vir myself te vra, maar wanneer wil ek altyd my stempel laat afdruk? Dat ek die een is wat altyd reg is, en ander ouens is almal verkeerd. Dat my siening juist die siening moet wees wat in die huis gehandhaaf word, en ander ouens kan maar vlieg. Dat my siening oor mense is die regte siening, maar ander ouens se siening oor mense is nie die regte siening nie. Dis altyd ander ouens, want ek is altyd reg. Eva sê, Adam sê, dit was Eva. Dis nie ek nie, Here. Eva sê, dit was nie ek nie, Here, dis die slang. So wanneer ek en jy ons sondes bely vir God, kom ons bely, dit is die eerste plek. Altyd probeer om God te wees. En ons wil ophou daarmee. Ons wil ophou om God te wees, maar ons wil God weer kaats in ons lewens. Kom ons maak ons oomblik toe en ons bely dit voor die Here. Here, ons bely ons gebrokenheid. Ons bely ons eie stukseligheid, hardkoppigheid, eie wil. Ons bely dat ons die een is wat baie keer in die pad staan, sodat ander mense die sien. Wat kan ons doen om dit te verander? Wat kan ons doen om 'n gemeente te wees, om individue te wees, gesinslede te wees, wat so leef, dat U verheerlik word. Amen. Terwyl ek dink aan Stefan Paas, dis 'n Nederlander wat in Amsterdam 'n kerk geplant het. Nou, ek weet nie wie van die was al in Amsterdam nie, maar dis die plek waar al die kakkerlakke van die wêreld bymekaar kom. Dis die gomtorre van die gomtorre, dis 'n hawe stad. Jy kry daar van alles en alles. Die meeste van julle het al gehoor van Walletjiestraat en hulle plant 'n kerk daar, hulle is besig met 'n kerk daar. En in Nederland is dit redelik welvarend. Dit gaan goed in Nederland, finansiëel ensovoorts. Hulle het nou 'n bietjie van 'n probleem met die invloed van mense uit Noord-Afrika uit. En sy vraag aan ons was, hoekom sal mense kerk toe kom? Hoekom sal mense glo? En ek wil nou dieselfde sê, broers en susters, as jy nou daar buite is, en jy het 'n redelike finansiële bank, en jy is gesond, en jou kinders is okay, en hoekom sal jy kerk toe kom? Hoekom sal jy glo? Dit sluit al aan by wat ons gedoen het in ons sondebelydenis. So jy gaan vir jouself uitwerk en vir jouself sê, wat gaan ek doen sodat mense
my anders kan sien. Sodat mense iets anders van my kan sien. Want die Here sê vir ons, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Met ander woorde, as ons na hom toe kom en vir hom sê, Here, weet jy, ons sukkel met die ding wat jy noem geloof. Ons sukkel daarmee. Dan sê hy, ek is getrou en regverdig. Niks sal jou skei van my liefde. So as jy vanmôre worstel, dan wil ek vir jou namens die Bybel, namens die woord van die Here, namens die Here, namens die Heilige Gees dit hardop sê. Die Here is getrou, hy hou jou vas. Die Here is getrou. Hy vergewe jou sondes. Sodat jy nie en oor kan begin. Deel van die nie en oor begin, kom ons staan en dan doen ons geloof, ons bely ons geloof. Ek leer met die mooi ding wat jy sê, want as ons nou so naby mekaar beweeg, en ons beweeg so naby mekaar ook in die dood, en aan ons sondes, dit is die hart van wat jy glo. Ons kan dit maar hardop saam met my sê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie. Ek kan net vir die wys, die wat nou nie verlede Sondag daar is nie, ag, jy was nie, ons het begin om in die gemeente nou deur die termyn die groot stories van die Bybel te hanteer. En ons het 'n boekie geskryf en deel van die boekie is om vir u presies te sê watter Sondag ons wat gaan preek. So u kan dit nou volg en u kan ons volg. Dis net in die vakansie, dankie Brian. Dis net in die vakansie wat ons dit nou ander temas gaan hê. Maar wat ons gedoen het is ons het begin en gesê waaroor die preekgids, ietsie van die geskiedenis van die gemeente wat ek dink is wat goed is om te lees. En dan het ons begin hierdie eerste 4 Sondae gaan oor God wat van 'n volk bymekaar het. Nou die 18de Januarie was Noag en dan Abraham die 25ste, nou Rolf sou gepreek het vanmôre en ek preek nou in sy plek en dan hy sal as hy kan sien, gaan hy dan die 1 Februarie preek. Ons ander 4 sal dan die 1 Februarie Josef preek en dan Moses. So jy sien elke Sondag en ons sien ook oor wie ons preek. Dan gaan ons oor na die uittog toe, dan gaan ons oor na die rigters, dan die konings, dan die koninkryk, dan die ballingskap, dan Jesus se geboorte. So jy volg die groot stories van die Bybel. Ons gaan ook dit visueel opsit. En dan wat ons gedoen het is ons het as ons byvoorbeeld nou soos vanmôre Abraham se verhaal, dan kan jy sien daar, dan staan daar die teks wat jy kan lees en dan die interessante opmerkings, sommer so ietsie oor Genesis 11 en dan die verhaal van Abraham. Dan is daar so 5 of 4 vrae normaalweg. Dink 'n bietjie hieroor, wat was Abraham se vrou en haar seun se name? En dan is daar ietsie wat jy kan skryf, so as die preek dan plaasvind, kan jy ietsie hieroor skryf en wat dit vir jou beteken. Dan as jy omblaai, het ons vir jou ook gehelp met 'n geloofsgewoonte. Nou hoekom help ons jou met 'n geloofsgewoonte? Want dis die manier hoe ek en jy leer. Ek kan vir jou 300 preke gee oor Abraham, dan het jy 'n intellektuele kennis oor Abraham. Maar hoe jy dit begin leef, is deurdat jy sekere gewoontes aanleer. Soos wat dit jou gewoonte daar is om 'n sigaretjie te rook of 'n sigaartjie te rook, as jy klaar aandete geëet het, so word dit 'n gewoonte om te sê, as ek in die oggende opstaan, maak ek 'n koppie koffie, ek maak my kantoor deur toe,
Ek lees my koerant en ek word stil voor die Here. So ons gee vir jou gewoonte daar, en dan gee ons ietsie vir jou vir die kinders. Die boek kost R50, julle kan hom daar agterkoop, as ons te min het vandag, dan gaan ons weer volgende Sondag, tot almal dit het. Jy kan dit gerus koop, en dan kan jy saam met ons so deur die hele Bybel werk. Ons gaan nou vanmôre stilstaan by Abraham. Nou, die teks wat op is, het ek nou in tussentyd verander, want ek dink ek is meer aangegryp oor die verbond en die verbondsteken van Abraham. Nou kom ons sê net 'n paar goed vir mekaar, en ons sê dit oor en oor vir mekaar. Hierdie is nie die begin van die Bybel, omdat dit eers geskryf is. Dis nie 'n geskiedenisboek hier, of 'n wetenskapboek. Dis 'n geloofsboek. En die Bybel is geskryf vir my en vir jou, om die Here te leer ken. So dit raak onmoontlik om die skepping hieruit te probeer verduidelik. Of hoe dit in die tuin van Eden gewerk het. Want die skeppingsverhale is min of meer geskryf so 500 voor Christus. Die verhaal van Abraham wat ek vanmôre gaan lees, is min of meer 2000 jaar voor Christus geskryf. Nou dis ook nie geskryf nie. Dit moet ons baie duidelik onthou. Dis moeilik, want ek bedoel, ons sit nou hier en ons kan met 'n rekenaar tik en ons kan 'n selfoon, jy weet, 'n voice message gee en ons kan 'n klomp goeders doen om te sê dis hoe dit nou moet wees. Maar hierdie was nie so nie. Wat nou gebeur het is dis nou oorvertel. So my oupa grootjie het in die voortrekkers geleef en hulle het met die osse wa getrek. Toe vertel hy vir my oupa van hoe hulle gesukkel het en hoe die klip die wielstukkend gebreek het en hoe hulle daar moes en toe een van die beeste gevrek en toe moes hulle 'n nuwe os kry. Toe vertel my oupa dit vir my pa. En toe vertel my pa dit vir my. En toe vertel ek dit vir my seun. En toe skryf my seun dit op want hy sê dis 'n goeie verhaal om oor die Pretorius te skryf. So dis wat hier gebeur het. Skryfkuns was nog nie bestaan daai tyd. Dis vir ons moeilik om dit te verstaan, want ons is so gewoond aan dit. Maar ek bedoel, dit was nie dat Abraham gebel het en gesê het, of vinnig hy selfoon uitgehaal, Google Maps het en gesê het, okay, waartoe trek ek nou? En dit was nie so nie. Wanneer hy trek na Ur toe, wanneer God vir hom sê trek, dan het hy geen koek en klou van waarheen hy trek. Hy het geen idee waarheen hy trek. Dus soos ek en jy vandag by die huis sal uitry, die plot sal uitry, op vakansie, en jy vir jou vrou sê, waartoe ry ons nou? En jy sê, ek ry reg, en sy sê links, en dan ry jy reguit. Want jy het geen plan gemaak nie, jy het niks. En dis wat gebeur. So wanneer ons van Abraham lees, dan lees ons eintlik van die eerste ou wat God gebruik het om vir hom 'n volk bymekaar te begin maak. Om vir hom mense bymekaar. So Abraham se verhaal is 'n wonderlike verhaal. Abraham word ook beskryf as die vader van godsdienste. Want die moslems kom ook van vader Abraham af. En die moslems en die Christene en die Jode verskil oor die interpretasie van vader Abraham. Want dit was twee broers wat op die ou einde die twee volkere begin het. Sarah se seun en Hagar se seun. En jy kan gerus daai verhaal gaan lees. En dis waar die goed tot vandag toe nog plaasvind. Dis waarom die goed vandag nog plaasvind, die gevegte ensovoorts. Die interessante is dat mense soos Boko Haram en ISIS is mense wat wil teruggryp na hierdie era toe, na hierdie tyd toe. So hulle wil hê jy moet leef soos wat jy toe geleef het. Met ander woorde, die vrou het geen plek. Sy is eintlik net 'n broeimasjien. So sommige ander ouens hulle vrouens beskryf. So sy het geen rol in die samelewing nie. Sy het niks. En dis wat hulle wil doen. Dis hoekom hulle die mans doodmaak. En onthou in daai tyd het jy het letterlik almal doodgemaak. Almal. As 'n vrou swanger is, het hulle haar maag oopgesny, die baba uitgehaal, die baba doodgemaak.
Want hulle wou nie hê dat jy sterk genoeg kan word om aan te val nie. So dis nou so 'n breë agtergrond oor die goeders. Nou kom ons lees wat gebeur met Abraham. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou, jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, maar jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en alle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Nou hierdie is die moederverbond van die gereformeerde teologie. Kom ons begin net by 'n begin. Toe Abraham 99 jaar oud was. Die datum soos wat hulle dit gesien het, is nie dieselfde as soos wat ek en jy dit sien. Want nou eers word mense oor die 100 jaar oud. So in ons terme sien ons 'n jaar en ons sien 'n verjaarsdag anders en dan kyk ons terug en sê ons, hoe was dit moontlik dat hy 99 jaar oud was en dan verwek hy nog 'n kind daarbey en dan begin sy nageslag eers. Dit gaan nie oor die datum nie. Dit gaan daaroor dat God en by God is enigiets moontlik. God is tot enigiets in staat. Hy kan mense gebruik tot enigiets. So dit gaan nie oor Abraham wat nou 99 jaar was, want ons weet nie hoe het hulle getel nie. Van hierdie ouens het getel dat hulle tot 400 jaar oud was. Ons kry dit nog nie eens reg om 110 te word. Met al ons medies en met al ons vitamines ensovoorts. So dis onmoontlik vir ons om te verstaan hoe hulle by 400 jaar kan uitkom. Dan die tweede wat gebeur is, God kom na Abraham toe. En dis die refrein wat julle nou deur die preek nou al gehoor het, deur die gedeeltes wat ons die verootmoediging gedoen het en ook die groet gedoen het. God kom na Abraham toe. God kom na jou toe vanmôre. God kom na jou toe. Hy is die een wat die natuurlike is wat vir jou sê, hier is hy. Dan sê hy vir Abraham, onder andere sê hy vir hom, slag 2 beeste en hoenders en dan beweeg hy dit met 'n vuur daardeur, maar dan sê hy vir hom van die verbond. Nou wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n ooreenkoms. Dis niks anders as 'n ooreenkoms. So God kom na jou toe en sê vir jou, ek sluit 'n ooreenkoms met jou. En hoor mooi hier, dis 'n ooreenkoms wat God met 'n mens het. Dis nie mense wat na God toe kom. En daar's 'n verskriklike groot verskil. Dis God wat na jou toe kom. Dis God wat na Abraham toe gaan. Dis nie Abraham wat op 'n oggend opgestaan het en nou sê hy, hoorie, so ek kan net seker maak dat ek leef, kom ek kry gou by mekaar. En ons doen dit baie keer, né? En ons kan met mekaar praat oor kan ons dit doen? Kan ons 'n ooreenkoms met God maak? Here, red my, dan sal ek vir U leef. Here, as U my genees, dan sal ek nog 'n jaar of wat vir U gee. En baie mense, dit het met baie mense wat ek weet wat dit gebeur het. Ek weet van 'n dominee wat sy vrou was baie ernstig siek, sy kinders baie klein en hulle het saam gebid en gesê, Here, as U haar lewe spaar, net totdat die kinders groot is, en dit het letterlik so gebeur toe die kinders oor die 20's toe sterf. So dit gebeur soms. So mense sou daaroor kon praat oor hoe dit werk, want ek weet nie hoe dit werk dat ons met God 'n ooreenkoms sluit nie, maar God sluit hier 'n ooreenkoms met Abraham. Dan sê hy vir Abraham 'n paar goed. Nou moet jy weet, hy het nou Abraham en dit was nou 'n klompie mense, kom ons sê so 100 mense wat in sy clan was. Dan hoor hy was Abraham en dan was hy 2 vrouens, Hagar en Sarah. Hagar was 'n slavin en dan was daar sekerlik ander slavinne en slawe en hulle kinders. So was min of meer 100 mense, roep hy saam daar in die woestyn. Dan sê hy vir hom, hoor hierso, jou vrou het nie kinders nie, maar kom ek sê vir jou, jy gaan kinders hê. Jy gaan baie kinders hê. En jy gaan 'n land hê. Jy het nie nou 'n land nie, maar ek gaan vir jou grond ook gee. En dan sê hy die baie treffende boodskap wanneer hy vir hom sê, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. So hy gee vir hom hierdie 3 beloftes. Wanneer hy vir hom sê, jy land, nageslag en dan ek sal jou God wees en jy sal my volk wees.
So wat leer ons uit hierdie gedeelte vir vandag? In die eerste plek leer ons dat hierdie verhaal is 'n verhaal waarin ons God leer ken as die gewer van alles. Die initieerder van alles. Die een wat lief is vir mense. Die een wat saam met mense wou staan. Dis wat ons hieruit leer. Wat gebeur in die Nuwe Testament? Net so 1 of 2 opmerkings daaroor. Die Nuwe Testament verval die land, want dit word die wêreld, gaan verkondig die boodskap aan die wêreld. Die volk verval, want die volk is nou nie meer Israel nie. Dit word nou die volk, al die volkere sal die boodskap kry. Jy onthou uit Romeine uit, die Makko-olyf en die Wille-olyf. So daai gedeelte van die Wille-olyf wat ingeënt word op die Makko-olyf, sodat ander volkere en ander mense buiten die Jode dan hulle kinders van God genoem kan word. Maar die groot verandering is eintlik die verandering wanneer Jesus sterf en Jesus my God word en ek 'n volgeling van Jesus word. Met ander woorde, ek word 'n Christen, iemand wat Christus volg. Dit is eintlik kosbaar om dit te hoor. As 'n mens dink dat hierdie verhaal amper 4000 jaar terug plaasgevind het. En jy dink vir 'n oomblik aan gelowiges deur hierdie 4000 jaar. Mense wat van Abraham af afgestam het. En ek en jy sit vandag in die kerk. En ons sê, dis ons God. Dis ons belofte. Hoe sien ons hierdie belofte vandag? Ek het op 'n stadium met ek gedink, ek moet preek oor tekens. Ek dink dit kan te gevaarlik wees, want ons soek te veel tekens. Elke ding wat moet gebeur, moet ons 'n teken kry dat God dit goedkeur of nie goedkeur nie. Toe dink ek, wat ek moet sê is nie tekens nie, ek moet eerder sê, ons is baie keer geneig om hierdie verhaal te wantrou, want ons soek bewyse dat God leef. Ons soek bewyse dat ons vir mense in Amsterdam kan sê, daar is 'n groter mag as ek en jy. Ons soek bewyse om vir mense wat nie gelowig is om te sê, jy maak 'n fout. Watter bewys het ek en jy dat God leef? Want dan gebeur so iets soos met Lot. So buite die feit dat die normale verloop van omstandighede ons sukkel om God te bewys, gebeur daar ook frats ongelukke, wat ons van mekaar sê, maar ons bid dan aan mekaar. En dan gebeur sulke goed nog steeds in die wêreld. As jy bewyse soek, dan wil ek vir jou vra, dat jy rondom jou moet kyk. 'n Vriend van my vertel, hy is besig om 'n aanbouing te doen by sy huis in Stellenbosch. En hy sê hy het 'n bouer wat 'n wit man is. Dan het hy 'n briekie, soos wat hulle noem, 'n briekleier wat 'n kleurlingman is. En dan het hulle so lyk vir my so 'n appierige ding wat 'n Zimbabweër is, wat nou die grond skoonmaak en die plek skoonmaak. So hy kom nou vroeg in en dan maak hy alles skoon sodat as die briekie kom, dat die briekie nou vinniger kan bou en sodat as die baas dan nou kom, die bouer kan kom, dat hulle dat die goed reg is. En hy sê die appie is 'n Zimbabweër wat uit Zimbabwe uitkom. Die briekie is 'n ou wat uit Khayelitsha uitkom, wat 'n kleuring is en dan die bouer het inmiddels gesê wat 'n wit man is. En hy sê hy staan by sy kombuisvenster en nou het hulle die afgelope ruk het hulle nou dopgehou en gesien hoe hulle funksioneer. En toe kom hulle die net so voor middagete, kom die bouer daaraan en hy het 3 halwe brode en 3 500 ml koue. Nou hou hulle dop, klim die ou uit, hulle groet mekaar, praat 'n bietjie. Toe gaan sit hulle by so, wag, moes weet ons daar's mos 'n kompas en goeders. Nou sit hulle al 3 dae en al 3 begin eet. En al 3 begin met mekaar gesels. Broers en susters, dis wat God is.
Dis waar God is. Met mense, dis in mense. Dis ek en jy wat sê ons eet nie saam met ander mense. Dis ons wat is. Hier sit 3 mense uit 3 totaal uiteenlopende agtergronde, totaal en al. En hulle sit daar en hulle begin saam brood en kout eet, wat jy ook sou kon sê wat die nagmaal van die lewe is. Die wyn van die bloed van Jesus Christus en die liggaam van Jesus Christus. En hulle eet en hulle drink en hulle deel die verhale van hulle kinders en van hulle huise. Sien ek en jy dit raak? Ek sien hoe 'n gemeente en 'n gemeenskap seer het, omdat een van die lede van sy gesin seer het. Ek hoor dit as ek mense groet by die deur, wat self kinders van die dood afgestaan het, vir my sê, dis verskriklik. Wat wil jy anders sien? Om hierdie verhaal van Abraham vir jou waar te maak. Wat wil jy anders sien? Wat wil jy anders sê, as om te kyk om jou, en mense te sien wat vrede het? En mense wat mekaar vashou, in hierdie regtig stikkende wêreld. Wat wil jy anders sê, as 'n erediens, waarin gelowiges, mense wat sê en bely, ek glo in God die Vader, dat hulle vir mekaar vanmôre sê, weet jy, ons glo in God, al verstaan ons niks hiervan nie. Want jy moet nie vir my kom vra, om hierdie ding te verduidelik. Ek weet nie hoekom. Dis onverklaarbaar vir my. Maar wat ek weet is wanneer ek saam met my kollega om vashou en ons by mekaar staan en ons niks sê vir mekaar en dan weet ons, God is getrou. God hou ons vas. En dis al wat ek vir hom kan sê. Wat kan ek vir hom anders sê? Wat kan ek vir julle vanmôre sê? Die verhaal van Abraham is die verhaal van ons vandag. Die verhaal van God wat vir hom gesê het, ek sal vir jou God wees. Daar is nêrens 'n waarborg wat hy vir hom gesê het, hoor hierso, jy gaan nie seer kry en die ouens gaan jou nie aanval en jy gaan nie siek word en jy gaan nie by jou toon stamp nie. God het dit nie vir hom sê nie. God het hom sê, ek sal vir jou God wees. Jy is in my volk wees. Hy het nie vir hom gesê, hoor hierso, jy gaan skatryk word en hoor hierso, as jy nou op die regte manier by my glo, dan gaan ek nou vir jou so seën. En hy sê dit ook nie vandag vir my en vir jou nie. Maar hy gee vir ons tekens. Soos wat hy daai tyd die besnydenis gegee het, so gee hy vir my en vir jou vandag die teken van nagmaal, van kouk en van brood. Van koffie saam met kollegas, lidmate, wat jy saam drink en sê, weet jy, hierdie is die brood van die ewige lewe. Niks. Ek kan nie miljoene rande betaal, broers en susters, om 'n koppie koffie saam met jou vrou, saam met jou geliefde, saam met jou kinders te drink. Watter prys wil jy daarop sit? Watter prys? Jy kan goue krane in jou huis hê, jy kan president van die land wees, of van die wêreld wees. Watter prys wil jy daarop sit om saam met kinders van die Here koffie te drink? Saam met nie-gelowiges koffie te drink. Dit sê, in hierdie Gontorstad maak ons 'n verskil. In hierdie Gontorland van ons maak ons 'n verskil. Dit gaan met ons begin te sê, dis nie ek nie, Here. Dis nie ek nie. Kom ek hoor wat U sê. Kom ek hoor wat ander sê. Want ons hoor pad ons staan. So die verhaal van Abraham is 'n verhaal wat vra gelowiges van Kameelrif. Hoe maak julle? Hoe is julle 'n teken? 'n lewende teken van die liefde van die Here
Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, ons besef ons afhanklikheid en gebrokenheid. Miskien besef ons nie vanmôre so sterk ons arrogansie en verwaandheid nie. Maar ons wil toegewy leef. Want die skepping is meer as 3 biljoen jaar oud. Ons leef, as ons genadig is, leef ons al 100 jaar. Wat weet ons oor die seekoei en die krokodil? Wat verstaan ons van die arend en van die valk? Ons verstaan nie eens onsself nie. En juist daarin lê daar 'n stuk genade vanmôre vir ons Here, waarom ons kan vashou. 'n Stuk geloofsbelijdenis wat sê, al verstaan jy nie, al sien jy nie, vertrou my. Ons as 'n gemeente, Here, vertrou U. Ons vertrou U met ons lewens, ons vertrou U met ons gemeente. Ons weet dat al is nie een van ons meer hier in hierdie gebou, al leef ons nie meer nie, U woord sal aangaan. U is in die Here. Dankie dat ons saam kan bid vanmôre vir Rolf en Antoinette, vir Christa en vir Baart. Maar soveel ander wat ook vanmôre hier sit, wat trane het, wat seer het, wat verlange het na kinders. Dankie dat ons mekaar net kan vashou. Van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met u elkeen